Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Ek sien daar loop 'n paar ysbere hier in Nelspruit rond. Hulle het 'n paar lidmate gesteel, lyk dit. Maar ons is dankbaar vir elkeen van julle wat vanmôre hier saam met ons is. Ons het net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af wat ons graag met julle wil deel. Eerstens maak ons met leedwese bekend die afsterwe van Ella, die suster van Anne-Marie Nel en tannie van Thomas Nel. Ons innige meelewing ook aan die familie en vriende. Ons vra dat ons 'n oomblik opstaan om ons meelewing te betuig. Baie dankie. Kollekte onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure is dit vir die Bybelverspreiding. Daar is, of dit is natuurlik lang naweek, so daar's geen aanddiens nie, daar's ook nie katekese of koffiekroeg nie. Dan wil ons graag hartlik welkom sê aan alle nuwe intrekkers en besoekers. Julle kan asseblief na afloop van die erediens ouderling aan diens vir broer Roel wat daar agter sit, agter die boks. Kan nie vir broer Roel hier voor ontmoet en lidmaat besonderhede vir hom invul asseblief. Dan wil ons ook sê gelukkige Vadersdag. Ons hoop almal het 'n pappuccino gekry. Mag die paas in die gemeente ook daarna streef om deur hulle pa wees heen te wys na ons hemelse Vader. Dan het ons net die volgende broeders se name wat ons voorhou aan die gemeente wat verkies is as amptdraers. Die name van die volgende broeders word aan die gemeente ter approbasie voorgehou om te dien in die ampt van ouderling: broer Derek Viljoen, broer Gerald Gad, broer Johan Hand en broer Sias Jordaan. Indien daar geen wettige beswaar teen die bevestiging ingebring word nie en hulle die roeping opvolg, dan sal ons die bevestiging hanteer DV 29 Junie. Dan vra ek asseblief broer Lou, is jy hierso? Nee, die junior een. En dan ook broer Pieter Kreer vir ons sal opstaan net so vinnig. Hiermee dan ook die broeders het vir die kerkraad gevra om losmaking uit die ampt as ouderling en as diaken. Hiermee word daar dan ook eervolle losmaking toegestaan uit die ampt as ouderling en as diaken vir broer Lou ook. Baie dankie. Dan wys ons hier daarop dat die kerkraad besig is met die proses om te kyk na die beroeping van 'n tweede predikant. Daarom versoek ons u dat die name van predikante wat met vrug in die gemeente kan dien aan die kantoor sal deurgee vir oorweging. Die bedieningskommissie het gekyk na 'n raamwerk waarbinne ons graag wil die roeping wil uitbring. Die raamwerk pas binne 40 jaar en jonger, so as u name het wat in daai raamwerk inval, dat u asseblief die name sal deurgee aan die kerkraad vir moontlike beroeping. Nadat hierdie name ontvang is, gaan dit deur ons noem dit nou maar deur daai raamwerk gesif word en dan vanuit dit stel ons 'n groslys saam. Uit die groslys uit gaan die kerkraad dan 'n tweetal saamstel en die tweetal sal aan die gemeente voorgehou word om uit te verkies. Dis dan al afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons raak so 'n oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Psalm 107, daarvan die eerste en die 10de vers. Ons sing dit staande en ons bly staan om dan ons geloof te bely.
Ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof as in ons harte saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons verootmoedig onsself vanmôre deur saam te luister na die wet van die Here uit Eksodus 20 uit. Ek het nou so 'n oomblik wat ek dink ek nie die teks ingesit het nie. Ja, ek het nie. So dalk net die vorige skyfie daar hou, dankie. Eksodus 20 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Kom ons luister saam na die wet van die Here. Het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here vanmôre deur die sing van Psalm 73 daarvan die 12de vers terwyl ons so sit, daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, wat 'n heerlike voorreg om vanmôre op 'n nuwe rusdag weer in die huis bymekaar te kan kom, om U die lof en die eer van ons harte te bring, om U te aanbid
omdat U God is, om U te eer, omdat U die koning van die heelal is. Wat 'n heerlike voorreg is dit nie, om in U teenwoordigheid te mag verskyn nie, om te kan weet dat daar waar ons twee en meer in U naam vergader, daar is U self ook teenwoordig en so is U ook teenwoordig vanmôre hier in die huis, as ons ook saam is, U kinders. Nou Here, ons wil aan U alle eer gee, want U het besluit deur U alwysheid om bemoeienis te maak met ons klein verlore skepsels. Soveel so dat selfs die engele met nuuskierigheid kyk na hoe die verlossingsplan uitwerk, hoe die verhouding tussen God en mens uitwerk. Nou Here, soveel kere raak ons verlore en dink ons is koning, dink ons is die heerser, ons is in beheer. En dan tog gryp U ons uit die almag en die genade en U wys ons weer en stel ons weer in die regte verhouding met U. Soms is dit deur U woord, meeste van die tyd deur U woord en deur die Gees, en dan ook baie keer deur die algemene openbaring, deur dit wat U gemaak het. As ons soos Dawid in Psalm 8 in die nag stil raak en opkyk na die hemeldak, en ons sien al die sterre wat daar vonkel in die hemel, en ons besef, U tel en roep elke laaste ster. Ons besef, baie van hierdie sterre wat ons in die lug sien, is miljoene ligjare weg en groter as wat ons onsself ooit kan indink, en U is die skepper daarvan. U het gesê, laat dit wees, en dit was so. Nou, U hou die uitspansel, U hou die heelal in die palm van U hand vas. En dan nog maak U bemoeienis met ons. U is heilig, U is rein, U is skoon, ons is vuil, ons is stikkend, en ons is gebroke. En dan reik U U hand uit na ons. En U tel ons uit die gemors waarin ons onsself toekrap so dikwels. En daarom kom ons dan nou vanmôre, Here, in hierdie regte verhouding waar U koning is en U sit op die troon en ons klein en nietig is. Kom ons na U toe en ons bely, Here, daar is soveel dinge wat skeiding maak tussen U en ons. Soveel dinge waar ons eie willig ons self wil dien, self wil in beheer wees, self dinge wil reël, en dat ons in die proses ook U naam oneer aandoen. Ons bid, Here, vergewe ons hierdie sonde, vergewe ons wanneer ons eie willig is, vergewe ons wanneer ons selfgesentreerd is, as ons naaste vertrap terwille van ons eie voordeel. En lei ons dan op die beproefde pad, lei ons op 'n pad van gehoorsaamheid, van dankbaarheid, sodat ons ook deur ons gehoorsaamheid aan U ligtende ligte en soutende soute sal wees in hierdie wêreld. En dan, Here, is dit 'n besondere voorreg om dan ook vanmôre weer saam die rol wat vaders, wat paas speel in ons samelewing te vier, ook al is dit 'n sekulêre feesdag, wat 'n voorreg om dan nie net vas te kyk in die tekortkominge van aardse paas nie, maar om verder te kan sien in die volmaakte voorbeeld van ons ewige Vader. Ek wil U, deur wie U is, ook ons as paas oproep om beter te wees, beter voorbeeld te wees, beter diensbaar te wees, beter mans vir ons vrouens te wees, om beter gehoorsaam te wees aan U opdragte, ook in die wat U spesifiek aan die rol van die pa gee. Gee, Here, dat ons daarin U naam sal verheerlik, en dat ons deur dit ons kinders na U sal wys. Ons bid, Here, vir ons gemeente. Ons het binnekort ook weer fondsinsameling aksie by in die bos,
Here, waar daar so baie dinge is wat gebeur, ons sien maar as mense daar werk, die dronkenskap en die rigtingloosheid van baie mense. Here, wil U help dat ons nie net kos uitdeel en verkoop nie, maar dat ons ook in die proses die lig van die evangelie sal laat skyn deur die geleentheid wat ons gegee word daar. Ons bid dan ook, Here, vir die woordverkondiging nou, wil U wegneem wat skeiding maak tussen U en ons, en gee dat ons die woord hoor na die mening van U Gees, dat ons dit sal uitleef, prakties, elke dag. En dan doen ons ook, Here, voorbidding vir die manne wat beroep is om as ouderlinge te dien. Ons vra, Here, dat U hulle sal seën in die oorweging. En dan bid ons ook laastens, Here, vir die proses wat aan die gang is, rondom die beroeping van 'n tweede predikant, wil U ons daarin seën en lei, deur U woord en deur die Gees. Dit bid ons van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Met die oog op die skriflesing en die prediking, kom ons sing saam lied 151 vers 2 terwyl ons so sit, en daarna lees ons uit 1 Petrus 2 uit. Ons lees vanmôre saam uit 1 Petrus 2, verse 1 tot en met vers 10. Kom ons luister saam na die woord van die Here. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. En daarom staan daar in die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde: die klip is deur die bouers wat deur die bouers afgekeer is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel, en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie, en so het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons lees tot sover. Ons fokus dan ook op die laaste 2 verse. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is besig om voor die einde te nader van ons reeks waar ons juist daarna kyk. Ons het gesê ons jaartema is om hom te volg. In die eerste kwartaal het ons gesê, wie volg ons? In hierdie kwartaal fokus ons daarop, hoe moet ons volg?
En dan het ons in hierdie laaste paar weke gekyk na wat die Christen se lewe inhou. Hoe lyk die Christen se lewe wat agter Christus aanloop? En die slotsom sover is dat die Christen lewe baie meer is as net 'n nuwejaarsvoorneme om 'n beter lewe te leef. Wedergeboorte is om werklik nuut te word. Dis 'n verandering. Dis nie altyd maklik nie, maar 'n nuwe identiteit is nie 'n voorneme nie, maar 'n daadwerklike verandering wat moontlik is deur die nuwe lewenskrag wat ons ontvang van die Heilige Gees. So het ons die laaste ruk mekaar daarop gewys. Ons het gehoor dat ons deur Christus geroep word om heilig te lewe soos hy heilig is. En vanmôre hoor ons dan die tweede sy van ons roeping. Ons is nie net geroep om heilig te wees nie, maar ons is ook geroep om 'n koninklike priesterdom te wees. Dat ons in Christus geroep is om hoekstene te wees. Ons gaan dit uitpak in twee dele dan. Wat ons geroep is om te wees en wat ons geroep word om te doen. So wat ons geroep is om te wees en wat ons geroep word om te doen. Ons begin dan by wat ons geroep is om te wees. Ons teks sê: laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Ek dink om hierdie vers behoorlik te verstaan, is dit eers nodig om te verstaan wat God se teenwoordigheid is. Daar is so baie tekste wat juis ons troos met die teenwoordigheid van God. Ons het afgelope Vrydag weer gehoor met die begrafnis dat Psalm 23 eintlik alles gaan oor die teenwoordigheid van die Here, dat Jesaja 43, die troos is juis, ook al gaan jy deur diep water, ook al gaan jy deur riviere en vuur, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Het gaan alles oor God se teenwoordigheid. So, wat beteken die teenwoordigheid van die Here? Wat se impak het dit en waarom is dit 'n troos? Miskien moet ons begin by die heel begin en mekaar herinner. Onthou, dit is hoe ons bedoel is om in verhouding met God te leef. Adam en Eva is gemaak heel in die begin in die tuin van Eden en het in die teenwoordigheid van God geleef. Hulle het daar in die teenwoordigheid van God geleef en hulle het met hom 'n persoonlike verhouding gehad en hulle het in die aandwindjie saam met hom gewandel. Hulle het hom persoonlik geken en hierdie intieme persoonlike verhouding met God gehad. God het ons geskep om in so 'n persoonlike verhouding met hom te leef, om hom van aangesig tot aangesig te aanskou. Maar hier is die ding, God is heilig. En toe het dit gebeur dat Adam en Eva gesê het, maar wag 'n bietjie, ons het nie eintlik vir God nodig nie. Ons kan self, ons sal self, kom ons eet die vrug. En van daar af is die mens van God geskei in sy verhouding met God. En die realiteit is, omdat God heilig is en die sonde nie vir 'n oomblik kan bestaan in sy teenwoordigheid nie. Ons moet dit indrink. Daarom dat Adam en Eva in hulle skaamte gaan wegkruip vir die heilige teenwoordigheid van God. Julle onthou dit. En dan van daar af kan die mens nie meer God van aangesig tot aangesig aanskou sonder om tot niet te gaan nie. Ons lees dat die Here van tyd tot tyd verskyn aan sy kinders, aan Abraham, aan Jakob, maar dan in forme wat hulle nie tot niet sal laat gaan nie. Die teenwoordigheid van God het sporadies afgekom en was nie ingeperk deur iets nie. En later maak God dan sy voorwaardes vir sy verbond met sy volk aan Moses bekend op die berg Sinaï, en dan ontvang Moses die 10 gebooie, en God sê, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. En dis waar die tabernakel, wat later die tempel geword het, hiervoor opgerig is. In die middel van die tabernakel het die teenwoordigheid van God permanent vertoef deur die verbondsark. En dit is juis wat so mooi, ek wil nou nie te ver in dit ingaan nie, maar destyds as die offers gebring is, as die bloed gedrup op die verbondsark, en dan het die gerubs toegekyk, en dit is juis daai God se teenwoordigheid in die middel deur die bloed heen dat sondes vergewe word. Hier is hy dan in die midde van hierdie volk. Dis heilig
En niemand kon nader of daartoe nader gaan behalwe die hoëpriester nie. En niemand mag daaraan raak nie. Dink maar aan Dawid en die man wat die ark wou vang toe hy wou afval, wat op die plek dood neergeslaan het. Die mens is onrein. God is rein, heilig sonder sonde. So God se heiligheid verteer die sonde eintlik soos wat as jy 'n papier naby 'n vlam sou hou. As hy so opgaan in vlamme. Maar dan lees ons die Here se belofte dan ook in daardie selfde tyd in die Ou Testament. 'n Vooruitskouing na dit wat sou kom, Jesaja 4. Op daardie dag sal die loot van die Here pragtig en luisterryk wees en die opbrengs van die land sal die trots en die roem wees van die Israeliete wat ontkom het en die wat oorbly in Sion, wat agtergelaat word in Jerusalem, sal heilig genoem word, almal wat vir die lewe opgeskryf is in Jerusalem. En dan lees ons die volgende ook, sal die Here oor die hele gebied van die berg Sion en oor die byeenkoms van Sion bedags 'n wolk skep en snags rook en 'n glans van vuurvlamme, ja, oor alles wat luisterryk is, sal dit 'n gewelf vorm. So, enerzijds, God se kinders word nou heilig gemaak. Die wat in Sion is, sy heilige afgesonderde kinders. En dan gaan hierdie wolk by hulle oor hulle byeenkoms oor hulle verskyn en sal hulle bedek. En dis die belofte van die kruis en die uitstorting van die Heilige Gees. Want die loot van die Here is natuurlik Jesus Christus en hy wat aan die kruis hang, wat tot gevolg het dat hy ons het gemaak dat die allerheiligste, die voorhangsel, middeldeur skeur. Waarom? Sodat ons nie meer deur 'n hoëpriester hoef te gaan om in sy teenwoordigheid te kom nie, maar hy het dit laat deurskeer sodat ons almal vrye toegang het om in sy heilige teenwoordigheid te kan wees in iets eenvoudig soos 'n gebed al, wanneer ons hier by mekaar is in die naam van die Here. Hy gee 'n vrye toegang, maar dan ook sodat sy heilige teenwoordigheid nie meer tot die allerheiligste beperk is nie, maar nou soos 'n rookkolom bo oor sy kinders gaan en sy kinders bedek. Die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Waarom is dit moontlik? Want Christus is gebore. Christus se lewe, Christus aan die kruis, Christus opgestaan en opgevaar, was my en jou sonde weg, sodat ons in hierdie teenwoordigheid van God kan leef. So wanneer ons in hom glo, dan kom sy teenwoordigheid oor ons deur die werking van die Heilige Gees. Kom woon dit in ons. Sien ons sy heerlikheid in Jesus Christus, ook al kan ons hom steeds nie van aangesig tot aangesig aanskou nie, omdat ons nog steeds in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld is. Maar nou anderste as wat dit sou wees waar ons sondige mense was met geen ewige hoop nie, waar ons dan net eenvoudig sou doodgaan en dit was die volledige straf vir die sonde, is dit nou so dat deur Christus is die dood die laaste kontak is wat ons met die sonde het. Sodat as ons die ewigheid ingaan, ons ewig in die heerlike teenwoordigheid van God kan leef, omdat ons dan sondeloos geag word deur die offer van Jesus Christus. Dan gaan daai verhouding wees soos met die dag van die skepping. Toe Adam en Eva so saam met die Here in die tuin in die aandwind gewandel het. Ons gaan in God se teenwoordigheid leef, om van aangesig tot aangesig aanskou en in daardie heerlike toestand leef vir ewig. Dis waarna verwys word in vers 4 as ons lees, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n geestelike priesterdom te wees. Lewende stene as tempel van die Heilige Gees. Dis die teenwoordigheid van God leef in ons en ons gelowiges vorm daardie bymekaar kom plek waar mense die teenwoordigheid van God fisies beleef. Hy is die bron van krag waardeur ek 'n nuwe identiteit nie net ontvang nie, maar ook lewendig hou. Deur hom breek ek van my sondige gewoontes en word ek al hoe meer 'n heilige mens wat geroep is om heilig te wees. Hy is die bron van krag waardeur ek verander. Sonder die Gees kan ek nie. En dis ook deur die Heilige Gees dat ons dan saamgevoeg word
en omgebou word in 'n geestelike huis. Die een kommentaar stel dit mooi en ek haal dit vir julle vertaald aan. Hy sê, die beeld van die lewende stene wat in 'n enkele eenheid omgebou word, impliseer die besondere doel van 'n individuele Christen kan nie realiseer sonder die gemeenskap van gelowiges nie. Daai een steen het geen betekenis sonder die res nie. Jy word ingevoeg, saamgevoeg, deel van hierdie lewende tempel van Christus, hierdie priesterdom van Christus, en jy is 'n steen wat deel is van 'n geheel. Hy is die bron van krag, waardeur ek 'n nuwe identiteit nie net ontvang nie, maar ook onderhou. En deur hom breek ek dan van my sondige gewoontes. Ons die beeld van die lewende stene wat in 'n enkele eenheid omgebou word, impliseer die besondere doel dat 'n individuele Christen nie kan realiseer sonder die gemeenskap van die medegelowiges nie. Ons beleef die teenwoordigheid van God op 'n ander plek wanneer ons saamkom, op 'n ander vlak. En die lig van die evangelie word dan kragtig uitgedra deur ons saam wees, in die wêreld ingedra, want hierdie is 'n bron van lig wat in hierdie gemeenskap moet ingaan en moet skyn. Elke lewende steen word saamgebou in 'n geestelike huis, maar hierdie lewende geestelike huis moet leef in die gemeenskap waarin ons geplaas is. So wanneer ek en jy daardie individuele verandering soek, dis bly vir my die mooiste prentjie hierdie. As ek en jy wil verander, hierdie voorneme om beter te wees of om anders te wees, om 'n beter gelowige, 'n beter Christen, wat ook al te wees. Wat ons dikwels doen is, dan sê ons, kom ek haal myself uit die groot prentjie uit. Kom ek wees nie deel van hierdie gemeenskap nie, kom ek gaan doen hierdie ding op my eie. En wat gebeur dan? Eendag het ek hierdie beeld gelees en ek dink dit is 'n besondere mooi beeld, waar 'n dominee 'n lidmaat gaan besoek het wat lanklaas in die kerk was. Toe hy by hom gaan sit het, toe die ou 'n vuur voor hom aan die gang gehad en die dominee stap in, hy groet die man en hulle gaan sit op die twee stoele en hulle kyk vir die kaggelvuur. Die dominee staan op, hy gebruik die man se koletang en hy haal 'n kool uit en hy sit hom voor die vuur neer en hy gaan sit. En soos hulle sit, word hierdie kool swart. Hy verloor al sy hitte. Dan staan die dominee op, hy vat die kool en hy sit hom terug in die vuur en kort voor lank gloei hy weer. Julle kry die prentjie. Ons is geroep om deel te wees van hierdie geloofsgemeenskap. Om mekaar te onderhou, mekaar te ondersteun, mekaar te onderskraag, mekaar te op te bou. Moenie wegbly van hierdie plek nie. Moenie wegbly van hierdie gemeenskap af nie. Dis ons roeping hier, om lewende stene te wees, wat saam met ander lewende stene ingevoeg is, om 'n heilige priesterdom te wees. En hier beleef ons dan die teenwoordigheid van God, in hierdie gebou, ja, maar ook hier in ons binneste, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, word ons opgeroep tot nuwe gehoorsaamheid. En dan gaan ons na die tweede punt, wat word ons nou geroep om te doen? Soos die meeste dinge in die lewe, is daar vir die gelowige dit wat ons moet inneem, en dit wat ons moet uitleef. Soos wat iemand wat reg eet en drink, gym toe moet gaan, om die energie te gebruik om sy liggaam gesond te hou. Nou moenie vir my kyk vir daai voorbeeld nie, maar so is dit ook met die gelowige, nê. Ons is lewende stene. Ons moet deel wees van hierdie geestelike huis, en daarin God se teenwoordigheid beleef, en ons moet mekaar geestelik voed deur die woord. Maar dan kom daar ook 'n element van uitlewing. Die hoof fokus van ons uitlewing is geleë daarin om 'n koninklike priesterdom te wees. Priesters het wat gedoen? Hulle het alles gedoen. As jy nie 'n priester of 'n nie Levitiese persoon was nie en besluit jy gaan 'n altaar in jou agterplaas bou en offers bring, dan gaan jy tereggestel word, want die priesters moes alles doen, maar hulle mag nie die offers gebring het nie.
So as jy gedink het, jy kan op jou eie hierdie altaar bou en die offers bring, en dit sal genoeg wees, dan word jy tereggestel. Dis in die Ou Testament. Nee, jy is nie 'n priester nie. Net die hoëpriester kan dit doen. So in sekere sin het die priesters dan ook uiteindelik alles gedoen in die kerk, in die gemeenskap van gelowiges. Hulle het al die bedieninge gedoen en die mense was nogal dan ook passief. Hulle het eintlik net gestaan en kyk, wat doen die priesters? Wat doen die hoëpriester? Hulle het dit baie passief deelgeneem aan hierdie gebruike. Maar dis mos maar hoe ons ook maak, né? Ons betaal gelukkig die dominee, dis sy werk om dit te doen. Maar is die realiteit, geliefdes? Jy kan die dominee betaal soveel as wat jy wil, hy kan nie namens jou glo nie. Jy kan die dominee betaal soveel soos wat jy wil, hy kan nie jou geloof prakties uitleef nie. Daai verantwoordelikheid lê op elke een van ons. As 'n gehoorsame en 'n dankbare reaksie op die feit dat God ons gered het. In Hebreërs 13 dan lees ons: laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. En in ons teks word dit dan ook bevestig as ons gelees het: laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Van wie word hier gepraat? Nie van die dominee nie, wel, nie net van die dominee nie. Nie net van die ouderlinge nie, nie net van die diakens nie. Hier word gepraat van elke liewe gelowige. Elke een van julle wat vanmôre hier sit en julle self gelowiges noem. Ons word almal geroep om priesters te wees. Dit lê in die naam Christen. Christen is om 'n gesalfde te wees, en waarin is ons gesalf? In ons navolging van Christus is ons gesalf om konings, priesters en profete te wees. As jy Christen is jy geroep om 'n priester te wees, en elke gelowige word deur die teenwoordigheid van God en deur die Heilige Gees toegerus vir hierdie priesterdiens. Ons is priesters en ons bring offers deur lippe wat sy naam bely. Dit gebeur wanneer ek 'n mismoedige medegelowige, as ek met hom in gesprek tree en hom bemoedig. En dan soos 'n priester offer sou bring, daardie medegelowige aan die sorg van die Here opdra in my gebed. Die gebede van 'n gelowige word op verskeie plekke rookoffers genoem wat optrek voor die aangesig van God. En dis hoe ons sy naam bely in gesprek, in bemoediging en in gebed. Dis hoe jy jou priesterwerk doen. Die ander wyse waarop priesterlike werk gedoen is deur nie na te laat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie. Want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Dit is om nie net die Here se naam te bely met ons lippe nie, maar ook deur die Here se naam te bely deur ons optrede, deur ons dade. En dis waarom ons verskillende rolle in die gemeente het. Die van ouderlinge, diakens, predikant en so meer. En tog word elke gelowige onder die amp van gelowige. Die amp van gelowige. Ek weet nie of julle almal weet dit bestaan nie, maar dis die amp van die gelowige. Word ons geroep om priesters te wees saam met hierdie spesifieke ampte. Geroep om deur die gawes wat die Here jou gegee het, die geestelike huis waarin jy maar een lewende steen is, te help dien tot opbou en heerlikheid van die Here. Doen jou werk as baksteen in hierdie gebou. En ek en jy kan nie lewende stene wees, 'n koninklike priesterdom, as ons net hier kom sit om te ontvang nie. Ons kan nie net wees
Ons kan dit net wees as ons ook dien. As ek net inneem en niks uitdeel nie, dan gaan jy geestelik vet, lui en ongesond wees. Maar as ons inneem en uitdeel, dan is daar hierdie wonderlike vooruitsig dat ons 'n gesonde geestelike lewe sal kan leef. En daarom moet ons dit onthou. Ons is hier om lewende stene en 'n koninklike priesterdom te wees. En die enigste manier waarop dit gebeur, is deur die oog op Christus te hou, die beginner en die volëinder van ons lewe. Christus wat gesalfde beteken, gesalf as koning, hoëpriester en profeet. En dan kan ons as Christene, navolgers van die gesalfde, ons taak as konings, priesters en profete uitleef. Sien hom wat sy lewe opgee, onder ons kom woon om die lewende hoeksteen te word, die een wat ons bymekaar hou, wat ons aan mekaar verbind. Hou hom voor oë en wees self 'n lewende steen wat saambou aan hierdie heerlike huis van God, van koninklike priesterdom. Wees gehoorsaam aan jou roeping as Christen en kom staan saam met mekaar elke dag in diens van hom, wat jou met sy lewe kom koop het. En dan kan ons wees wat God ons roep om te wees. Mag God ons deur sy gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader. Wat 'n voorreg is dit nie om te kan weet ons is geroep nie. Om te kan weet dat u seun Jesus Christus aarde toe gekom het, dat hy geleef het, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en aan die regterhand sit. As koning heers hy. En deur dit het hy elke een wat in hom glo geroep. Geroep om sy kinders te wees, geroep om getroue getuies van hom te wees, geroep om deel te vorm van 'n koninklike priesterdom. Vergewe ons, Here, wanneer ons aan die een kant dalk dink ons moet ons eie potjie krap. En as ons uit hierdie gemeenskap, uit hierdie koninklike priesterdom uit onttrek, en dat ons dan ons doel verloor. Ons doel mis wanneer ons dit doen. Lei ons deur die Heilige Gees, maak ons oë oop daarvoor, dat ons u sal opsoek. Dat ons sal groei in ons verhouding met u, dat wil u ons nader trek deur die woord en die Gees. En dan bid ons ook, Here, dat u ons sal vergewe wanneer ons ook as koninklike priesterdom besluit om net hier te sit en te ontvang in plaas daarvan om aktief deel te wees en te deel in die heerlike gawes wat u vir ons elkeen gegee het en om dit te deel onder mekaar. Wil u ons lei in gehoorsaamheid, wil u ons lei dat ons wat geroep is ook gehoorsaam sal wees. En dat ons so 'n koninklike priesterdom sal wees tot die eer van u naam, die uitbreiding van die koninkryk en tot die genesing ook van hierdie stad waarin u ons geroep het. Ons bid hierdie dinge van die Here in diepe afhanklikheid om Christus ontwil alleen. Amen. Miskien nou geleentheid vir ons kollekte. Daarna antwoord ons met die sing van Psalm 33. Ons antwoord op die skriflesing en die prediking met Psalm 33 verse 2 en 11. Daarna ontvang ons die seën van die Here waarop ons ook met die amen gaan antwoord. Kom ons sing hartlik saam, staande Psalm 33 vers 2 en 11.
Geliefdes in ons Here Jesus, verhef julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.